Kom ons onderskei die vlees van die gees. Ons kyk eers vleeslik na die gelykenis van die verlore seun, en dan kyk ons geestelik na die gelykenis van die verlore seun. Wêreldse mense teenoor hemelse mense. Maak 'n nota in jou hart. Kyk hoe die Heilige Gees dit vandag deur my, deur die Bybel aan jou gaan verduidelik. As ons kyk na wêreldse mense, mense wat vleeslik na alles kyk, baie belangrik. Vir baie ouers en vir baie kinders is die pa en seun verhouding, ma en dogter verhouding, skoonma en skoondogter verhouding, ongelooflik baie belangrik. Baie van hulle maak 'n obsessie daarvan. Hulle hele lewe, hulle hele geluk hang daarvan af. Kom daar enige komplikasies, verskille of skeuring tussen mekaar, dan sit almal soos Job op sak en as. Baie gesinne, baie families verafgod mekaar. Hulle maak afgode van mekaar, van hulle kinders en van hulle vrouens en mans, en hulle maak afgode van mekaar. Noodlot, skeiding of siekte van 'n geliefde bring soveel hartseer en verwerping na tafel toe. Ouers speel 'n ongelooflike groot rol in die opvoeding van hulle seuns en dogters. Sport het vir baie ouers en kinders afgode geword, veral as die kinders daaraan deelneem. Ons sien dit vir hoe mense absoluut fanaties is vir sport. Verstaan jy, voor hulle in 'n kerk sit, of Paasfees, of Paasnaweek in 'n kerk sit, sal hulle eerder die hele wêreld vol toer en gaan rugby speel iewerste in een of ander toernooi. Verstaan jy, en die belangstelling is nie op dieselfde plekke nie. Verstaan jy, mense maak 'n obsessie van sport, hulle maak 'n afgod van sport, en self van hulle eie kinders ook. Baie van ons paas en maas, selfs kinders se geluk is op materiële dinge, geld, goud en silwer gemik. Hulle hele lewe word aan finansiële vooruitgang, status, kwalifikasies, sukses gemeet. Is dit nie waar nie? Ek wil dit weer sê. Hulle hele lewe, baie van ons mense se lewens, baie van hulle lewens word aan finansiële vooruitgang, status, kwalifikasies, sukses gemeet. Alles gaan oor die beste, die meeste, die duurste, die mooiste, die enigste. Second place sucks. Baie van ons mense onder wit, bruin en swart is so diep in die wêreld ingetrek. Hulle kom dit eers agter nie. Geestelik is hulle blind en doof. Baie van hulle selfs geestelik dood. Daar's geen tekens van geloof in hulle doen en late nie. Hulle dien heel moontlik die Here met die mond, maar nie met die hart nie. Skatte op aarde is al wat saak maak. Hoe meer hulle het, hoe beter. Hulle kry nooit genoeg nie. Baie van hulle lewe net vir hulle self. Hulle het nie 'n saak met ander mense buite hulle persoonlike kring. Is dit nie die waarheid nie? Wêreldse invloede speel ook 'n baie belangrike rol in mense se lewens. Die absolute drang of begeerte om te kan hê wat ander het, word nooit bevredig nie. Baie mense is ondankbaar. Hulle kry eenvoudig nooit genoeg nie. Is dit nie die waarheid nie? Die moderne wêreld van vandag het baie van hulle kom insluk op hierdie gebied. Baie belangrik. Baie kinders, selfs ouers, is jaloers en afgunstig op mekaar. Alles tekens van swak geloof, alles tekens van wêreldse mense. Kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. En hoekom 18 jaar oud? Want dit is wetgewing in hierdie land, Suid-Afrika byvoorbeeld, tot op 18. Van 18 af kan jy byvoorbeeld vir jou 'n drankie koop in 'n klub. Jy kan in klubs ingaan, jolplek as ek dit so kan sê, jy kan skuld maak. Ja, het agterhaal, jy kan vir jou lisensie kry om kar te bestuur. So, dis waar ons land 'n jong kind sien as volwassene, en in baie lande is met miskien 16 jaar oud, dit hang af, maar in ons land, die land wat ek vandag van praat, is die ouderdom 18 jaar oud, en dit is hoe die Here my kom leer, dat 'n kind val onder die saligheid van die ouers, tot daar waar hy verantwoordbaar is volgens die landswette van die land waarin jy ook al bly en leef. Baie kinders is bederf.
ryk groot gemaak, ondankbaar, ly. Hulle ry op die rug van hulle ouers wat baie geld en mag het. Baie van hulle kan absoluut niks vir hulle self doen nie. Hoekom? Want pa en ma het dit altyd vir hulle gedoen. Baie van hulle kom in opstand en rebellie teenoor hulle ouers as die ouers se lyn probeer trek op hierdie gebied. Hulle is nou groot en volwasse. Niemand kan hulle iets meer leer nie. Dit is waar die gelykenis van die verlore seun 'n ongelooflike groot rol in lewenslesse van sulke seuns en dogters speel. Baie van hulle word hulle eie grootste vyand hier buite. Dis absoluut waarheid. Die uitdagings en slegte invloede van die moderne wêreld hier buite sal sy tol in hulle lewens eis. Tot daar waar hulle tot inkeer kom. Terugdraai na die pad wat hulle ouers vir hulle geleer en uitgewys het. Soms kom dit met groot hartseer en pyn, definitief. Daar's altyd 'n prys om te betaal vir ongehoorsaamheid. Party van hierdie jong mense, party is op drugs, party is aan drank verslaaf, party is vasgevang in prostitusie, party van hulle land in die tronk op, party word besteel en ingedoen deur vriende, familie, deur die gebrek aan kennis en wysheid. Party kom swanger huis toe. Daar's nie 'n wenner in die saak nie. Gebed en vas is 'n ouers se beste vriend in hierdie moeilike tye. Gewoonlik in daai tipe tye, definitief. Daar's 'n geestelike krag en teenwoordigheid rondom ons wat min mense meer rekening hou hier buite. Jy sien in die gelykenis van die verlore seun, het sy pa nie dag en nag agter hom aangehardloop en hom met stokke geslaan en hom met die vuis geslaan en om probeer vermaan en hom probeer afspeel en probeer dreig en dit was 'n Kain en Abel woedend en kwaad en vloekery en geskry. Nee, sy pa het hom gegee wat hom toekom, teruggestaan en geweet in sy gees en sy hart, die Here is in beheer. En ek glo dit met my hart met sy pa, want jy hoor nie van konfrontasie daar nie. Nie die manier hoe hy sy seun terug ontvang het, sê vir my, dat hy op die einde van die dag gemaai het wat hy gesaai het, definitief. So ja, baie belangrik, daar's 'n geestelike krag en teenwoordigheid rondom ons, wat min mense meer rekening hou hier buite. Die grootste fout wat jy as ouer kan maak, is om vir hulle te sê, I have told you so. Moet jou saal nooit verlekker in 'n ander se val nie. Al is dit jou seun of jou dogter, dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. En alrede hoekom jy daar is omdat jou seun, jou dogter, jou die belangrikste ag in die moeilikste tye van sy of haar lewensbestaan op aarde, absoluut waarheid. Die lewe is hard, vol uitdagings. Dis nie 'n speelplek vir sissies hier buite nie, is dit nie die waarheid nie. So geld dit ook vir ouers. Baie paas, baie maas maak foute hier buite. Niemand is perfek nie. Baie van hulle is vasgevang in verslawing soos drank, pille, dwelms, dagga, dobbel, pornografie en hoerery. Die gelykenis van die verlore seun is ook op hulle van toepassing. Lees gerus Esegiel 18 op jou eie tyd. Dit gaan oor die verskille tussen 'n goeie seun en 'n slegte pa, en dan weer oor 'n slegte seun en 'n goeie pa. Ongelooflike boek, 'n skriflesing, Esegiel 18. Die sleg van 'n mens kan in elke aspek van die samelewing gesien en geïdentifiseer word. Man, vrou, kind, seun of dogter. Elke huis het sy kruis. Party huise lyk soos begrafplase. Nou dis aan die vleeslike kant. As ons kyk na hemelse mense, as ons dit nou weer anders te omswaai, as ons kyk na hemelse mense, mense wat geestelik na alles kyk, hoor wat die Here op my hart lê, drink hy koppie koffie, koppie tee, drink 'n glas water, koerank, en hou jou, hoe kan ek sê, konsentrasie, ja, luister lekker saam met my, en maak notas as die Here dit natuurlik op jou hart lê. As ons kyk na hemelse mense, mense wat geestelik na alles kyk, nou dit is hier, waar alles drasties verander, waar die uitkyk op die lewe 'n ander koers neem, veral as jy jouself 'n gelowige of 'n Christen noem. Alles gaan oor geloof, alles gaan oor gees. Jy moet alles in gees kan evalueer, nie vlees nie. Dit is hoe God my kom leer het.
God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Luister mooi na die volgende vermaanings in die Bybel. Dit is lyne wat deur God homself in die Bybel getrek word. Luister baie mooi, maak jou oor toe, luister wat ek gaan lees, want dit is die verskil, jy gaan die verskille sien, jy gaan verstaan hoe die waarskuwings daar is, wat God druk het op my hart om vandag aan jou te openbaar. Luister mooi, maak vir jou spasie, luister mooi na hierdie skrifte, hierdie vermaanings wat God vandag vir jou gee. Die eerste skrif wat die Here gee is Matteus 10, vers 34 tot 36, luister baie mooi, ek lees dit vir jou. Moenie dink dat ek, dis Jesus, gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy eie vyande wees. Alright, gaan julle nou verduidelik, hoekom leer Jesus dit vir ons? Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, luister mooi, hou jou konsentrasie. Lukas 12, 51 tot 53. Dink julle dat ek, dis Jesus, gekom het om die vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Ek dink baie van julle kan vandag veronsalig met dit wat hier gesê word, en ons gaan nou lekker praat daaroor, ek gaan vir julle meer verduidelik hoekom die Here hierdie tipe skrifte vir ons gee. Kom ons gaan aan. Die Here gee ook vir julle Matteus 13, vers 53 tot 58. Toe Jesus hierdie gelykenis klaar vertel het, het hy daarvandaan weggegaan. Hy het in 'n dorp gekom waar hy groot geword het, en hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring. Vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Is dit nie ongelooflike skrif nie, ongelooflike lewenslesse wat ons hier uitvat, maar kom ons gaan aan, wat die Here op my hart druk. Matteus 16, 24 tot 26, gee die Here ook vir jou, luister baie mooi. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Is dit nie die waarheid nie? So baie belangrik wat vir my uitgestaan het in hierdie skrif wat God vir my gegee het. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Baie, baie belangrik. Dan gee die Here nog 'n skrif, Matteus 10, 37 tot 39. Hy wat sy vader en moeder, luister baie mooi, hy wat sy vader en moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Kom ons gaan aan die volgende skrif toe, Lukas 14, vers 25 tot 33. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders, broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken,
om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of, wat 'n koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging van vredesvoorwaarders te vra terwyl die ander een nog ver is. Luister mooi, so kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen. Kan jy sien hoe die verandering inkom tussen vlees en gees? En die rede hoekom Here al daai waarskuwing vir ons gee is omdat die duiwel geestelik deur enige persoon kan manifesteer, of dit jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou kinders is, werkgewer, werknemer, vriend, vriendin. En dit is waar baie van ons mense nog melk drink in ons geloof. Ons eet die vleis en ons sien party daai hierdie dinge nie aankom nie, en dan is daar partykeer ongelooflik baie twis tussen gesinne en families, veral daar waar almal saam bly. En natuurlik daar waar jy tot bekering kom en God roep jou op, miskien wat hy jou seën met apostelskap of jy's 'n evangelis of 'n profeet of 'n leraar, en outomaties waarsku die woord jou dat 'n profeet word nie onder sy eie mense, onder sy eie familiekring waar hy groot geword het erken nie. Dis lewenslesse wat ons mense moet knoop in ons harte en besef en weet dat jy moet rekening hou met dit. En as dinge nie altyd uitwerk soos jy dit graag wil hê, dat jy sal verstaan waar kom dit vandaan. Jy moet die geesteswêreld verstaan, jy moet alles in gees kan evalueer. Nou dit is baie duidelik aan al hierdie skrifte dat jy absoluut niks op aarde kan of moet veraf God nie. Hoor jy mooi wat ek vandag vir jou sê? Jou eie ek is jou heel grootste vyand. Jy moet totaal en al in jouself kan sterf. Jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie, volgens die woord Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Jy kan dit op jou eie tyd gaan lees. Baie belangrik, bly weg van familie en vriende af. Hoor julle wat ek vandag, dit waardevolle wysheid en raad, 10-11 jaar se ondervinding wat ek vandag met jou deel. In my 11 jaar van bedieningswerk vir die Here het ek soveel vriende en familie probeer help. Alles het in my gesig ontplof. Hoekom? Want dit is nie skriftuurlik nie. Matteus 13:53 tot 58 se vermaanings en waarskuwings is baie hard en duidelik. Daar sal glad die vrug en seën wees terwyl jy teen die riglyne van die woord probeer bedien. Jy onthou dit altyd in jou lewe. So daar waar jy tot bekering kom en jy beweeg in jou familiekring of tussen vriende en vriendinne wat nog in die wêreld is die kanse baie goed dat daar 'n groot massiewe konfrontasie kan kom, want lig en duisternis kan nie mix nie. Verstaan jy? En as daar duisternis in hulle siel en geestesafdeling is, gaan hulle natuurlik vlug en gaan daar opstand en rebellie kom. En ja, dis hoekom die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Baie belangrik. Die Satan sal elke geleentheid tot op die hoogste vlak uitbuit tot voordeel van sy koninkryk. Dis absoluut die waarheid. Glo my, ek het ondervinding in dit wat ek praat vandag. Ek het 'n T-shirt in die kas. Ek weet waarvan ek praat. Dit is lewenslesse wat net tyd vir jou kan leer. Hoor wat ek vandag vir jou sê.